Van Wyk Louw het 'n gedig geskryf vroeg herfs. Eintlik is dit 'n gebed wat sê, Here, soos wat die wind die blare van die bome afwaai, dat daar nuwe lewe kan kom. Waai so deur ons lewens, dat daar nuwe lewe kan kom. Ek gaan die gedig lees. En kom ons gebruik dit as 'n oomblik van persoonlike toewyding aan die Here. Die jaar word ryp in goue akkerblare, in wingerd wat verbruin, en witter lug wat daglank van die nuwe wind en klare son deurspoel word. Elke blom word vrug, selfs tot die traagstes. En die eerste blare val so stilweg in die rookvaal bos en laan, dat die takke van die lang populiere al teen elke ligte môre witter staan. O Heer, laat hierdie dae heilig word. Laat alles val wat pronk en sieraad was, of enkel jeug, en ver was van die pyn. Laat ryp word, Heer. Laat u wind waai, laat stort my waan, tot al die hoogheid eindelik vas en nakend uit my teerder jeug verskyn. Net een of twee reëls uit hierdie gedig. O Heer, laat hierdie dae heilig word. Laat u wind waai, laat stort my waan, laat alles val wat pronk en sieraad was. Laat ryp word, Heer. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons het vanoggend net een gebed op ons lippe. En dit is dat u woord sal oopmaak vir ons harte. Maar Here ook dat u ons harte sal oopmaak vir u woord. Amen. Vriende, ons het twee fokustekste wat eintlik die boodskap van vanoggend saamvat, en dan gaan ons ook uit Romeine 14 'n gedeelte lees. Wat julle sê moet altyd vriendelik wees en van goeie smaak getuig. En julle moet weet hoe julle elkeen behoort te antwoord. Dis die wil van God dat julle deur goed te doen 'n einde sal maak aan die kwaad wat mense sonder begrip uit onkunde praat. Nou mense wat hierdie boodskap nodig gehad het, dat dit saak maak hoe ek praat en hoe ek verskil van jou, is die gelowiges in die gemeente van Rome. Kom ons lees van hulle. Aanvaar die een wat in die geloof swak is, sonder om met hom te stry as sy opvatting van jou 'n verskil. Een glo 'n mens mag alles eet, 'n ander is swak in die geloof en hy eet net groente. Die een wat alles eet, moet die ander wat net groente eet nie verag nie. En die een wat net groente eet, moet die ander wat alles eet nie veroordeel nie, want God het hom aangeneem. Wie is jy om oor iemand anders se bediende te oordeel? Sy eie werkgewer sal oordeel of hy goed doen of nie. Vir die een is een dag belangriker as ander dae, vir 'n ander is alle dae ewe belangrik. Elkeen moet net in sy eie gemoed oortuig wees van sy opvatting. Die een wat 'n bepaalde dag op 'n besondere wyse hou, doen dit tot eer van die Here. Die een wat alles eet, doen dit tot eer van die Here, want hy dank God. Die een wat nie alles eet nie, doen dit tot eer van die Here en ook hy dank God. Niemand van ons leef tog vir homself nie, en niemand sterf vir homself nie. As ons lewe, leef ons tot eer van die Here. En as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here. Jy, waarom veroordeel jy dan jou broer? En jy, waarom verag jy jou broer? Elkeen van ons sal oor homself aan God rekenskap moet gee. Vriende, ons gaan na 'n kort musieksnit luister, 'n lied van Koos Du Plessis, Nocturne, Naglied. Weet en hoe, maak nie meer saak nie. Almal slaap reeds, niemand waak nie. Net die nachtwind en die reën en die nachtlied sê volkome
elkeen droom sy volste drome en bly alleen. En die vrese weg soos bome in die nagwind en die reën. Niemand wil 'n tyd verwyl nie. Niemand lag nie. Niemand huil nie. Net die nagwind en die reën. En die nagwind bring die wete. Môre is jy reeds vergete en dis verby. Sonder oorsprong, sin of rede, is reën en nagwind al wat bly. Almal slaap reeds. Niemand waak nie. Niks kan een meer roer of raak nie. Net die nagwind en die reën. Vriende, daar's 'n ou Persiese legende dat God 'n reuse spieël voor hom het waarin hy kyk en alles wat hy sien is die waarheid. En dis wat gebeur. En toe op 'n dag toe val hierdie spieël stukkend in duisende stukkies en die mense op die aarde storm en elkeen probeer 'n stukkie van hierdie spieël kry en kyk in die spieël en wanneer elkeen in sy stukkie spieël kyk, dink hy ek het die volle waarheid. Jy sien iets anders, maar wat ek sien is die volle waarheid. Elkeen glo, ek is reg, jy is verkeerd. Dis hoe die lewe geword het, né? Ons veg oor wie reg is en wie verkeerd is. Die vraag wat ek vanoggend wil vra is, kan twee mense verskil oor dieselfde saak? En albei is reg. En natuurlik gaan dit nie hier oor goed soos moord. Is moord reg of verkeerd nie? Daar kan net een antwoord wees, dis verkeerd. Het gaan oor ander dinge wat bietjie verder van die sentrum van ons geloof is. Alledaagse goed baie keer. Kan twee mense dieselfde ding sien, verskillende opinies hê en albei is reg? Twee mense kyk na dieselfde ding. Die een sê dis 'n 6 en die ander een sê dis 'n 9. Verskillende antwoorde, maar albei is reg. Jy ken heel waarskynlik die verhaal van die 6 mans wat in 'n pikdonker vertrek waar jy niks kan sien nie, was saam met 'n olifant. Hulle weet nie die olifant is daar nie. En hulle voel, en wat hulle voel moet hulle dan nou sê, wat dink hulle voel hulle? En die ou wat aan sy slurp voel sê, dis 'n slang. En die ou wat aan sy voortand voel sê, sonder twyfel 'n spies. Die ou wat onder die oor staan wat flap en hom koel waai, vat aan die oor en hy sê dis 'n waaier. Die ou wat aan sy bene voel sê dis 'n boomstam. Die ou wat aan sy kant voel sê dis 'n muur. En die ou wat sy stert beet het sê dis 'n tou. 6 verskillende antwoorde en hulle voel aan dieselfde ding. Wat gebeur as ek dink my stukkie waarheid wat ek na kyk
is die volle waarheid, die enigste waarheid wat daar is. Weet jy wat gebeur? Ek is beter weterig, ek weet alles, nie vir my iets sê nie, ek meng orals in, en ek gee aanstoot, is eintlik wat ek doen. Die vraag is, ons tema van vanoggend, dien ons die Here, of in die manier hoe ek optree, dien ek eintlik myself, my eie ego. Paulus gee hieroor riglyne vir die gelowiges in Rome, hy sê vir hulle 4 goed, hy sê respekteer mekaar se oortuigings, moenie orals inmeng nie, moenie mekaar veroordeel nie, doen alles tot eer van die Here. Respekteer mekaar se oortuigings. Daar was groot drama in hierdie gemeente, want hulle het beklei. Waaroor? Hulle beklei oor die eet van vleis, en of party dae belangriker is as ander dae. En die storie daar agter, party het nie vleis geëet nie, ander wel, gaan nie oor wat ons vandag noem vegetariërs of veganiste nie. Daar was in hierdie gemeente gelowiges wat 'n Joodse agtergrond gehad het, waar daar die eetwette was, en hulle mag sekere goed geëet het en sekere nie geëet het nie. En hulle sê, maar ons eet nie vleis nie. Die gelowiges wat uit Rome uitkom of uit Griekeland sê, maar wat is die probleem? Ons eet alles. En dan het hierdie gelowiges met die Joodse agtergrond ook gedink, maar dalk moet ons nog van die Joodse feeste hou, so sê nou maar die Groot Versoendag of die Loofhuttefees. En die gelowiges wat uit die heidendom kom sê, hoekom? Dis nie meer nodig nie. En hieroor het hulle ernstig beklei. Verder, die vleis wat sê nou maar aan 'n Romein behoort het, en hy was nie 'n gelowige nie, hy het sy vleis wat hy verkoop aan sy god, sê nou maar Jupiter, gewy. En daaroor het baie van die Christene gewonder, mag ons nou daai vleis eet? Hulle stry en verag en veroordeel mekaar, sterk woorde, né? Gelowiges. Paulus sê verder, ons het dit nie gelees nie, alle kos is rein, niks is onrein nie. Daar kan nie in 'n bord kos iets boos wees wat my van die Here af kan wegtrek nie. En hy sê dit nog duideliker vir die Korintiërs, in 1 Korinte 10 sê hy, alles wat julle in die slaghuis koop en eet, kan julle eet sonder om ter wille van die gewete navraag te doen. Ons is vry, ons is vrygekoop. Daar's nie allerlei bose magte hier in goeters nie. Waaroor het ons oor jare in die kerk ernstig verskil? Ek wil amper die woord beklei gebruik. Moet 'n vrou 'n hoed dra in die erediens? Is dans sonde? Is verrassing onbybels? Hoe moet ons die Sondag vier? Mag 'n vrou 'n langbroek dra? Ons lag vandag, maar dit het gebeur. Baie van ons sal dit onthou. Dat ons gestry het oor goed wat regtig nie saak maak nie. In ons tyd het die groot geveg plaas oor godsdienst en politiek. En die slagveld, in 'n baie groot mate die sosiale media. Lees maar, jy sal waarskynlik weet waarvan ek praat. Van die vulgairste beledigings kry jy daarin. Ek lees nou die dag op Facebook van 'n ou wat 'n ander ou oor 'n politieke saak aanvat, en hy skel en vloek hom vreeslik. Ek dacht, toe wie is hierdie man, en ek gaan kyk op sy Facebookblad, bo staan, Jesus Christus is alles in my lewe. Né? Beloof? Watter een is jy? Die een wat so te kere gaan en vloek en skel, of die een wat sê Jesus is alles in my lewe, want jy kan nie albei gelyktydig wees nie. As ons verskille en konflik so hanteer, wat leer ons vir ons kinders? Dis doopsondag, ons het iets gehoor van die doop en ons verantwoordelikheid as ouers, en om ons kinders te begelei deur die lewe. Hoekom is dit dat 40% van kinders sê dat hulle al boeliegedrag of afgeknou is, ervaar het? Is 'n navorsing wat gedoen is deur die 1000 Women Trust, wat navorsing doen oor geslagsgebaseerde geweld. 40%. Hoe is dit dat 'n 8-jarige seentjie sy pa se pistool vat, skelm skool toe, hy wil 'n ouetjie gaan reg sien? Waar leer hy dit? Gelukkig het die juffrou dit raak sien en die pistool afgevat het.
Hoe dikwels lees ons van kinders wat hulle eie lewens neem? Hierdie week in die koerant was 'n berig oor 'n seun in Bloemfontein Hoërskool wat aanhoudend geboelie is en toe het hy sy eie lewe geneem. Dis 'n aanklag teen die samelewing, teen ons. Skoolseuns wat aangekla word van aanranding. Want weet jy, woordgeweld wat jy op die sosiale media tot vervelings toe sien, lei so maklik tot fisiese geweld. Dis een stapie verder. Mense sal sê goed en wel, maar ons moet uitkom vir die waarheid. Watter waarheid? Wie se waarheid? Die 6 of die 9? Paulus sê 'n tweede ding, hy sê moenie oral inmeng nie. Hou jou neus uit ander mense se sake. Wie is jy om oor iemand anders se bediende te oordeel? Sy werkgewer sal besluit. Los dit vir hom. Respekteer mense se privaatheid. Moenie inmeng waar jy nie behoort in te meng nie. Dis 'n goeie resep vir sonde met die bure, né? Moenie inmeng by ander se sake nie. Moenie oor alles 'n opinie wil hê nie. Jy kry mos mense wat beter weterig is, hulle weet alles oor alles. Hulle sê jou dood praat want hulle weet. Jy weet niks, hulle weet. Moenie almal heeltyd wil korrigeer nie. Moenie oral inmeng nie. Die punt is, op hierdie wyse as ons dit wel doen, bou ons of breek ons? Ons noem mekaar name, né? Ek het bietjie gaan kyk op die sosiale media, watter skeldname gebruik mense vir mekaar. Liberalis, neoliberalis, 'n liptaard, vieslike woord. 'n retarded liberalist, is wat dit beteken. 'n verstandelik vertraagde liberalis. Woke. Enige nuwerige ding sê mense maklik, jong, dis woke. Ek weet nie of almal eers weet wat woke beteken nie. Regs of links in die politiek, 'n volksverraaier. Ons speel die man, speel nie die bal nie. Praat oor die saak. Wissel gedagtes, probeer verstaan. Moenie die man speel nie, speel die bal. Anders bou ons nie, ons breek en ons maak seer. 3. Moenie mekaar veroordeel nie. Daar's mense in die gemeente, sê Paulus, wat mekaar verag en veroordeel. Gelowiges. Onverklaarbaar, hoe kan dit wees? Iemand begaan 'n fout, want ons doen dikwels dieselfde, vriende. Iemand begaan 'n fout, almal praat daaroor. Het jy gehoor? Of ek vertel dit net vir jou, moet dit vir niemand anders vertel nie. En dan sê jy vir daai ene weer, ek vertel dit net vir jou, moet dit vir niemand anders vertel nie. Ons beoordeel dus, hoor hier, sê Paulus, van nou af niemand meer volgens menslike maatstaf nie. Ons kyk deur Jesus se oë na mekaar. En ons hanteer mekaar saggies, soos wat God ons saggies hanteer. As jy soos die padda is, gaan jy soms seer kry. Mense is broos, jy is blootgestel. Ons is verwondbaar. Maar nie een van ons wil soos die skorpioen wees nie. Ten alle koste nie. Nie deur ons dade nie, veral nie deur ons woorde nie. Hoe vind ons mekaar ten spyte van verskille? Praat, luister, probeer verstaan. Jakobus sê dit so treffend, elke mens moet maar te gewillig wees om te luister. Nie te gou praat nie, nie te gou kwaad word nie. Meer luister as praat. Meer probeer verstaan as opinies uitspreek. Dis Langehoven wat gesê het, ons het 2 ore en 1 mond, wat aandui hoe die verhouding is tussen hoor en praat. Ons moet 2 maal meer luister as wat ons praat. Om te luister, is om lief te hê. En om nie verder te praat, te versprei nie, om stil te bly, is ook soms om lief te hê. Die filosoof Sokrates, hy het so 400 jaar voor Christus geleef, baie belangrike ding eendag gesê, daar kom 'n ou na hom toe en sê, kan ek vir jou iets vertel van een van jou vriende? Sokrates sê, ja, maar verantwoord eers 3 vrae. 1, is dit die waarheid? Die ou sê, ek weet nie. Sê dit iets goeds van my vriend? Nee. Gaan dit vir my iets beteken om dit te weet? Nee. Toe sê Sokrates vir hom, as jy nie weet of dit die waarheid is nie, as dit iets slegs is wat jy van hom wil sê, as dit vir my niks gaan beteken nie, hoekom wil jy dit vir my vertel?
toe die ou omgedraai en weggeloop. En miskien moet ons hierdie 3 kriteria ook vir onsself aanwend. Is dit die waarheid? Ja, maar dit beteken nie jy moet dit oorvertel nie. Sê dit iets goeds of iets slegs? Gaan dit vir ander iets beteken? Dan bly jy doodstil. 4de ding wat Paulus sê, doen alles tot eer van God. Ek lees uit ons skrifgedeelte, kyk hoeveel keer hy die woord eer gebruik en hoeveel keer die woord dank. Die een wat 'n bepaalde dag op 'n besondere wyse hou, doen dit tot eer van die Here. Die een wat alles eet, doen dit tot eer van die Here, want hy dank God vir sy kos. En die een wat nie alles eet nie, doen dit tot eer van die Here, en ook hy dank God. As ons lewe, leef ons tot eer van die Here. En hy voeg nog eintlik by, as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here. Soos 'n goue draad, die eer van God bo alles belangrik. Kan ek vir jou vra, het Jesus regtig 'n impak op jou lewe? Dan moet ons ophou om in die naam van die waarheid, in die naam van godsdiens en in die naam van die eer van God mense seer te maak. Baie keer dien ons die God van liefde op 'n liefdelose manier. Sometimes religion is a beautiful mystery, sometimes the most ugly form of human creativity. Mense gee baie keer aan godsdiens, aan geloof in God, 'n slegte naam, deur die manier hoe ons mekaar hanteer. Het die wêreld 'n koue, gevoellose plek geword? Koos Du Plessis sê dit nogal in sy lied treffend, né? Almal slaap reeds, niemand waak nie. Niks wat een meer roer of raak nie. Ons het apaties geword vir mekaar se welsyn en mekaar se seer. Niemand wil 'n tyd verwyl nie, niemand lag nie, niemand huil nie. Net die nagwind en die reën. Ons lag nie meer saam nie en ons huil nie saam nie. Al huil wat ons hoor is die wind wat om die hoeke huil en al druppels trane wat ons sien is die reendruppels wat val. Die Afrikaanse skrywer digter Daniel Maree skryf in een van sy gedigte oor hoe ons mekaar hanteer. Dan noem hy mense medemensdiere. Ons is medemense. Ons is selfs medegelowiges. Maar baie keer tree ons soos diere op. Paulus sê vir die Galasiërs op 'n plek, julle byt en verskeur mekaar, julle gaan mekaar heeltemal verteer. Kan nie wees in 'n kerk in die gemeente van die Here nie. En een van ons ander skrywers, Nathan Trantral, skryf in 'n rubriek van hom tipies in die Kaaps wat hy altyd skryf. Hoekom is mense hulle hoogst by die huis? Hoekom is ons hoogst by die huis? By die kerk? By die skool? Op die sosiale media? Hoekom? Ons is volgelinge van Jesus. Kom ons neem vanoggend 'n beginsel besluit. 4 goed. Ek respekteer ander se oortuigings. Ek sal nie oral inmeng nie. Ek sal nie ander veroordeel nie. Ek doen alles tot eer van die Here en ek dank hom vir wat hy in my lewe is en gee. Klompie jare terug het 'n man met die naam van Thomas Harris 'n boek geskryf, I'm okay, you're okay. En hy sê in die boek, dis nie aanvaarbaar dat ek okay is en jy's nie okay nie. Ek moet okay wees, maar jy moet ook okay wees. En ek het 'n verantwoordelikheid, as ek okay wil wees, om te sorg dat jy ook okay is. Nogal iets van die Afrika Ubuntu konsep, né? Ek is omdat ons is. Ek kan wees omdat ons kan wees. Ek kan myself wees omdat ek dit vir jou gun om jouself te wees. Maar gaan 'n dag kom in hierdie land wat ons mekaar in die oë kan kyk en sê, almal van ons, I'm okay, you're okay. Basies gaan dit oor die keuse wat ons moet maak tussen goed en kwaad. Die keuse tussen goed en kwaad. Die filosoof Jean-Jacques Rousseau, wat so voor die Franse Revolusie geleef het, so 250 jaar gelede, het by geleentheid gesê, elke oggend, wanneer jy wakker word, moet jy besluit, wat gaan ek vandag wees? 'n engel of 'n duiwel? Wees 'n engel. Kom ons bid. Here ons God,
Ons wil ten alle koste met alles wat ons is en het, met elke asemteug, met elke hartklop, met elke tree wat ons gee, met elke greintjie krag vir U eer en groot maak. En Here, dan dink ons daaraan dat U gesê het, ons moet vir U bo alles lief hê, maar ons naaste soos onsself. En help ons dat ons in hierdie land ook dit kan regkry, om op te hou beklei en te hoor, te luister, te verstaan en ruimte te maak vir mekaar. Help ons, Here, as medebouers van U koninkryk, om dit reg te kry, hierdie week, elke dag van ons lewens. Ek bid, Here, vir hierdie gemeente van ons, die beroepingsproses van 'n dominee wat aan die gang is, dat U dit sal seën en Here, dat U wil sal geskied. En help vir ons dat ons as kerk, gemeente, soos 'n stad op 'n berg sal wees, waarvan die lig nie weggesteek kan word nie. Amen. In die Handelinge boek lees ons dat daar geskryf staan, Jesus het self gesê, om te gee maak 'n mens gelukkiger as om te ontvang. Hierdie teks en moontlik een of twee ander word 'n agrafon genoem in die teologie. 'n Teks wat nie opgeskryf is nie in die 4 evangelies nie. Dis die enigste plek waar ons dit lees. So Lukas wat hier geskryf het en nie 'n disipel was nie, moes dit by een van die disipels gehoor het. En die ander Bybelskrywers het dit nie opgeskryf nie. En dis wat ons nou gaan doen. Ons gaan gee, ons offergawe, en ons gaan die Here daarmee eer. Mag daar vrede wees binne jou mure, rus in jou woonplek. Terwille van ons familie en ons vriende, wens ek jou vrede toe. Terwille van die Here ons God bid ek, dat dit met jou goed sal gaan.